Hier is die volgende onderwerp vir NWT. Dit is onderwerp 3, eenheid 2, metodes van voedselverwerking. Ons het alweer 'n tabel, so ons moet ABC metode toepas, apply bottom to chair, waar ons die tabel 3 of 4 keer eers uitskryf. Dan gaan ons hom toemaak en kyk hoe ver ons kan kom deur hom in te vul en dan terug te gaan en te sien wat het ons vergeet, en dan maak mens die verbeteringe en begin van vooraf totdat jy die tabel uit die kop uit kan neerskryf en kan opsê. Ons gaan eers deur die tabel gaan en dan gaan ons kyk hoe ons dit makliker kan maak om te leer vir die toets. So daar is 7 voedselverwerking metodes. In die eerste kolom sien ons die 7 metodes, in die tweede kolom wat gebeur, in die derde kolom hoekom doen ons dit, en dan in die laaste kolom voorbeelde van die voedselverwerking metode. So metode 1, kombineer kos, en wat gebeur? Kos word saam gekook, en hoekom doen ons dit? Makliker om te verteer, en voorbeelde is 'n breadie wat op die stoof gekook word. Die tweede voedselverwerking metodes is maak kos gaar. Kos word gekook of gebak. Hoekom doen ons dit? Maak kos veilig. Dit is byvoorbeeld die pasteurisasie en die gaarmaak van vleis. Voorbeelde eiers en aardappels. En dan nommer 3 van die voedselverwerking metodes is vrieskos. Kos word koud gehou. Hoekom doen ons dit? Kos hou langer. En voorbeelde is vleis en groente. Dan die vierde voedselverwerking metode is pekelkos. Sout en asyn word gebruik. Hoekom doen ons dit? Keer bederf. Voorbeelde is atjar en pekelvleis. Dan die vyfde metode is giskos. Wat gebeur? Bakterieë werk op kos. Hoekom doen ons dit? Gesonder en beter smaak. Die voorbeeld daarvan is jogurt en brood. Dan die 6de metode is droogkos. Wat gebeur? Water word verwyder. Hoekom doen ons dit? Mikroorganismes groei nie. En dan voorbeelde is rosientjies of biltong is ook voorbeeld. In die volgende ene is biltong. So rosientjies is die voorbeeld van droogkos. Gedroogde vrugte met ander woorde. Dan die laaste een van die metodes van die voedselverwerking metodes is soutkos. Baie sout word gebruik. Hoekom doen ons dit? Dit bewaar kos. En voorbeelde is biltong en bokkoms. Bokkoms is uitgedroogde vis. So wat ons gaan doen om hierdie makliker te leer vir die toets. Ek wil hê jy met jou oë toemaak waar jy in die kombuis instap, en by die eerste ene sien jy jou ma besig om kos te maak agter die stoof. En dan die tweede ene is maak kos gaar. Dit is waar jou ma staan en vleis gaar maak of besig is om te bak. En dan die derde ene is jy stap na die vrieskas toe. Kos wat gevries is in die vrieskas, byvoorbeeld vleis en groente. Die vierde ene is pekelkos. As mens in die koskas gaan kyk en mens sien botteltjies van eie of byvoorbeeld beet, ingelegde beet. Giskos, hierdie is net as jy stap na die yskas toe of in die broodrek gaan kyk, sien die mens brood in die broodplaai en jogurt in die yskas. En dan nommer 6 is droogkos. Water word verwyder. Dit is byvoorbeeld jou rosientjies en so. En dan nommer 7 is soutkos. Dit is lekker biltong. So, dis die visualiseringsmetode wat mens gebruik. Ongelukkig is dit weer eens as mens op die volgende skyfie gaan kyk, 'n leertabel. Jy kyk hoe ver jy hom ingevul kan kry sonder om te kyk na die antwoorde. Jy kyk waar jou foute is en jy maak dit reg totdat jy die tabel uit jou kop uit ken. Dan die volgende skyfie links, ons kyk eers hierna inheemse maniere om kos te verwerk. Net iets wat bygevoeg word. Dit is baie soortgelyk aan al die metodes wat ons sover geleer het.
hierdie is sekere kulture gebruik hierdie metodes. So kom ons lees eers punt 1. Inheemse verwerking is hoe verskillende kulture kos verbewaar. Kolletjie 2, Suid-Afrika het groepe soos die Zulus, Sotos, Tswanas en Khoisos wat ander maniere gebruik om kos te verwerk, maar dit is eintlik maar baie dieselfde. Kolletjie 3, hierdie rooi ene. Graan is in ondergrondse tanks gestoor onder veekrale, dit is om koel te hou. Groente is gekook, verkoel en gedroog. Vleis is gedroog in die son of gerook. Melk is gefermenteer om amasi te maak. Dit is ook maar 'n proses amper soos mens kaas maak. Amasi word saam met mieliepap of putu-pap geëet. Dis waarvoor dit bekend is in Afrika kulture. En amasi is ook gesond want dit help met vertering, dit verminder diarree en dit versterk die immuunstelsel. So as ons nou hier na die regterkant toe gaan, wat ons kan doen om dit makliker te maak om te leer. So hierdie is die inheemse maniere en dit is baie soortgelyk aan al die gewone maniere. Maniere wat wel verskil is, ek amper sê dies wat hulle, ek amper sê 50 jaar terug gedoen het voor 'n yskaste was. Graan wat in ondergrondse tanks gestoor word onder veekrale om dit koel te hou. Melk wat gefermenteer word om amasi te maak. En hierdie 3 punte is net wat 'n mens moet onthou waarvoor amasi gebruik word. Amasi help met vertering van kos, of die spysverteringsstelsel, verminder diarree en versterk die immuunstelsel. Ek dink hierdie is te belangrikie. Neem maar net kennis hiervan dat daar ander maniere is, maar soos ek gesê, dit is baie soortgelyk aan die huidige voedselverwerkingsmetodes wat ons vandag gebruik.